praat oor nog 'n belangrike diens wat ons hier by EcoHealth lewer en 'n ding wat heeltemal in totaliteit onderskat word. En dit gaan oor ons limfdreinering. Ons het 'n onlangs gekwalifiseerde terapeut ook hier by ons. Dis 'n vreeslike grand naam wat jy het, 'n terapeut, Anet. En ek sien op die sertifikaat staan Anet Mariet da Silva. Waar kom die Mariet vandaan? Ja, ek weet nie. Het klink vir my soos een van daai rietbosse wat daar in die rivier groei, maar Ek dink dit was dalk 'n ouma se naam of iets van my pa se kant af. Anet, dis 'n baie belangrike diens wat ons hierso lewer. En ons het nou gepraat oor ozon, ons het gepraat van dikbloed en ek het by almal van hulle die ronde gemaak. Is dat uiteindelik wanneer die bloed behandel word, dan is daar organismes wat in al die selle en in die weefsel en in die limfvate en die maag oral te agterbly, selfs in die brein, gevaarlik baie in die brein. En dis waarom ons limfterapie hier toepas. Die onlangse skrywe wat ek gedoen het oor wurms, is dat vele van die wurms wat mense nie eers weet hulle het nie, verkies om in die limfvate te gaan bly en in limfknope te gaan bly en van hulle kan tot 5 jaar leef en dan verhard hulle binne in daai limfknope. Jy het al wonderwerke hier gesien. Ja, ek het. Wat het gebeur? Ek het 'n kliënt gehad wat ingekom het in 'n rolstoel. Sy het permanent so rond beweeg en na haar 4de behandeling by my van die limfdreinering het sy in 'n walker beland. So sy loop nou vrylik met 'n walker rond. Haar voete het geswel en gevoel vir soos rugbyballe en teen die 4de behandeling kon sy daarop loop sonder om te voel asof sy op rugbyballe loop. Is dit Susan? Ja, dit is Susan. En wat van Linda? Linda Is 'n baie unieke spesiale geval. Ja, sy En is 'n dame wat ons al amper te laat gekry het, maar wat ons baie goeie diens van gedoen het. Wat het by haar gebeur? Kan jy onthou hoe haar bene gelyk? Toe sy ingekom het, ja, ek kan onthou haar bene was baie erg geswel, erg verkleur. Dit was pers. Geen teken van pink of goeie vel of niks nie. Ek dink na so 2 maande se behandeling by my het sy begin weer lewe voel in haar bene. Sy het haar velkleur het verander terug na pink toe. Die limfedeem wat sy vertoon het begin wegraak, waar haar vel net begin egalig raak het weer en versag het. Dit is En met ander woorde, die bloedtoevoer het verbeter. Het definitief verbeter, ja. En haar suurstofopname het verbeter. Ja, beslis. En haar slaappatrone het verbeter. Dit het verbeter. By vele van die mense wat jy behandel, die slaappatrone. Ja, definitief dit het verbeter. Ons het onlangs 'n geval gehad van die dame wat met die kanker gediagnoseer is. Ek 'n week of wat terug, hulle het daaroor geskryf op die blad. En sy was baie bekommerd geweest en onthou jy was saam met my in die kamer toe ons die ondersoek gedoen het, dat ons die knope en die knoppe en die goed gevoel het. Ja. En toe het jy 'n limfbehandeling op haar gedoen en wat het sy bygedoen? Sy het iets bygedoen. Sy het frequency healing ook bygedoen op die borsgedeelte, wel die limf binne in die borsgedeelte. Waar sy die operasie ontvang het. Ja. Ja. En dit het haar limf heeltemal dreineer in haar borste. As jy vandag aan haar vat, is daar nie eers 'n knop wat jy kan voel nie. Haar limf het so goed reageer op die behandeling. Ek het 'n full body limf op haar gedoen ook. So dit het regtig baie gehelp. Sy is vandag feitelik probleemvry. En wat sê haar onkoloog? Want dit is op die blad geskryf, sy het dit self geskryf. Wat sê haar onkoloog? Hy kan nie glo dat dit die vordering is wat ons gedoen het met haar nie. Hy is geskok want hy het nie gedink dat dit so groot effek op haar sal hê nie. En hulle het allerlei soorte van knoppe en goeters daar gekry. Ja, en hulle wil haar op 'n medikasie gesit het. Ek kan nou nie onthou wat die medikasie se naam is nie, maar sy het geweier en sy het na ons toe gekom en jy en ek het haar gehelp om haar op die regte medikasie te kry deur die limfdreinering. Ek onthou van 'n dame wat 4 jaar in 'n rolstoel gesit het onlangs. En toe het sy na 'n maand se behandeling van hidrologie, ek dink ozon ook by gehad. En toe sien ek maar hier kom die vrou dan nou ingeloop. Sy is nie meer na 4 jaar in 'n rolstoel nie. Dit is ook op ons blad geplaas, nee. Ja, dit Met ander woorde, wat jy vir my sê is dat jy help op 'n meganiese manier vir hierdie mense om van vasgesteekte, vasgesitte
afvalstowwe in hulle liggaam ontslae te raak, sodat die spiere en die weefsel en die are en die limfate van wat ook al daar vassteek ontslae geraak is. Ja, definitief. En die oomblik wanneer daai spiere suurstof kry en hulle kan weer kos kry en hulle kan weer bloed kry, hulle kan weer hormone en voedingsstowwe en elektrolyte kry, dan gebeur daar wonders met hierdie. Ek wil vir jou vra, wat vertel jy vir hulle van water drink en kolon skoonmaak? Wel, jou gut, jou lewer en jou niere werk saam met jou limfdreinering, want dit is almal uitlaatstelsels. So, as jy gaan vir hidroterapie, wat hulle doen is hulle spoel jou uit en hulle maak jou skoon van onder af. Waar as jy eers gaan vir die limfdreinering, wanneer ek die massering doen op jou, wikkel ek daai toksins los. En wanneer jy gaan vir die hidroterapie, daarna, dan spoel hulle alles uit. So ek sê altyd, as hulle nie gaan vir die hidroterapie nie, stel ek altyd voor dat hulle ekstra water drink, want soos ek vir hulle sê, ek maak jou limf leeg, jy maak hom skoon. En jy maak hom skoon deur om te spoel met water. So hoe meer water jy drink, hoe meer gaan jou limf beweeg. En jy maak jy selle aktief deur dit met ozon te behandel, sodat hulle van die afvalstowwe kan ontslaa raak. Want alles bloedstroom toe gaan, alles limfatstelsel toe gaan en alles dan nou uitgeskei moet word. Waar begin jy om mense te masseer en hoekom? Jy begin by die voete. Jy begin nie bo by die rug nie, want dit is nie 'n massering nie. Jy kom nie vir 'n Thai massage nie, jy kom vir 'n dreinering. So ons moet vloeistof uit jou liggaam uitwerk. En ons begin onder by die voete en ons werk dit op na jou maag toe en van bo by jou nek beweeg ons af na jou maag toe. En wat is die ervaring van mense wat 'n limfdreinering by jou kom doen het? Daar's party mense wat daarna 'n bietjie duiselig voel en party wat 'n neeweffek het. Hoekom? Wat sê jy vir hulle hoekom? Dit is as gevolg van die toksins wat ons uit jou liggaam uitskei. Jou liggaam is gewoond aan die toksins in hom, so hy kan funksioneer met dit. Hy moet nie, maar hy doen. Sodra ek dan nou die vloeistof uitgewerk het, beteken dit dat die toksins uitkom en jou liggaam reageer daarop. En dit is wanneer jy dalk miskien... En dan speel water die rol om dit te verdun en dan uit te spoel. Definitief. En dan slaap mense gewoonlik daai aand baie diep beter. En baie beter wat dit aanbetref. Onlangs het ons 'n nuwe drukkussings gekoop vir arms en vir bene. Vir mense wat baie groot is en wat baie seer het en wat nie regtig die handmasserings kan verdra nie. Ja. Hoe gaan dit met hulle? Dit gaan baie goed. Daar's eintlik nie regtig 'n verskil tussen die hand en die masjien nie. Hulle albei doen effektief wat hulle moet doen. Hulle albei dreineer goed. Die masjien is net so bietjie meer effektief as dit kom by enkelswelling. Dit help regtig baie daarmee. Ek het gister 'n verskil gehad van 'n dame wat 2 centimeter gesak het nadat ek die masjiene op haar gehad het. Ja, hier's baie mense wat sukkel het met endeem en limfdreinering nie. En dan hy weefsel het nie suurstof nie, het nie voedingsstowwe nie en hulle sit daar, dit is met ander woorde 'n lopende rioolput. Ja. Dis wat hulle is en jy dreineer dit uit hulle uit. Ja, ek doen. Ek wil hê jy moet ook oorweeg om vir ons 'n keer of wat mense te nooi om met jou te kom praat. Ons sal kyk hoe ons hulle hierbo kan kry en dan praat jy met hulle sodat hulle self kan getuig oor die waarde, hoe hulle beter slaap, hoe hulle meer beweeglik kan wees, lewensgehalte wat verbeter het, hulle vel is jonger en hulle hare is in hulle naels groei. Ek hoor al sulke stories en baie dankie. Ek sal baie graag bietjie meer foto's wil hê en inligting en dan plaas jy dit onder Annette Mariet da Silva op die blad. En dankie vir jou en Chanel vir julle bydrae vandag, hoor. Dis 'n plesier.